Goeiemiddag weer eens hier by my, Gavin Arends, saam met ons burgemeester, meneer Johan Allers, hier by die burgemeester se potgooi. In vandag se weergawe praat ons bietjie oor die Golden Games. Nou, ek het gewonder daaroor, maar moenie bekommer of komkommer soos hulle sê nie. Ek is nog nie by daai ouderdom waar ek vir die mense daar kan weghol nie. Dis eintlik vir mense bo 60 jaar. Dit het op die 12de Junie plaasgevind. Dan ook die nasionale adjunkminister van menslike nedersettings is nou Thandi Mahambalala, was eersdaags hier op die dorp gewees. Die meier vertel ons bietjie meer daaroor. Dan die Groblaars rivier projek, en dis nou skoonmaak van die Groblaars rivier, dit het ook plaasgevind. Dan was daar ook so bietjie indigenous games gewees. Nou, ek hoor dis gaan oor dinge soos touspring en die games wat ons gespeel het toe ons klein was, maar jokkertjies was. Dan die minister Minister of Cultural Affairs and Sport here in the Western Cape, Minister Ricardo Mackenzie, was in town over the weekend, and he also gave us a gift. The mayor will tell us more about what he gave us, but more importantly what he came to do here in Oudtshoorn. Dan ander dinge wat ook plaasvind op die dorp, daar's 'n golfdag en 'n kankerstap wat plaasvind op die 19de en 20ste September. Dan die Meiringspoort Marathon op die 11de Oktober. Dan ook die uitpassering op die 23ste Junie, dit was nou gister, van 20 wetstoepassers. En dan is daar ook 'n storie oor, jy weet, ons sien altyd die manne in blou en die blou ligte langs die pad staan, maar 'n storie oor hoe twee van hierdie provinsiale verkeersbeamptes die ekstra myl geloop het om te sorg dat ons dorp en die wetenskap en die wêreld for that matter, 'n bietjie veiliger is. Meneer Johan Allers, die burgemeester hier van Oudtshoorn, welkom terug. Kom ons val sommer met die deure in die huis. Die Golden Games. Nou, ek wil net uitklaar, u het nie deelgeneem nie. Gavin, goeiemiddag en baie dankie vir die geleentheid weer eens. Nee, ek het nie deelgeneem nie. Ek is te jonk. Jy moet oor 60 wees. So ek het nie ek mag nog nie deelneem nie. So ja. Ja, nee, ons is baie gelukkig ook om weer eens in hierdie maand verskriklik baie aanbiedinge te hê in die dorp. En as ek mag byvoeg by jou laaste punt, miskien moet ons net so vinnig oor die wens praat. Ek weet daar was baie negatiewe kommentare en mense wat nie verstaan wat beteken die woord die wens nie, of waaroor dit gaan nie, en wat is die aansoeke nie. Maar om terug te kom na, ja, die spele wat plaasvind is vir persone 60 jaar en ouer. Oudtshoorn het 6 klubs, 7 klubs, en hulle neem deel in, dit is 'n atletiek gebaseerde sportgeleentheid, en dan neem hulle deel en dan word hulle later gekies om dan nou deel te neem ook aan 'n tuinroete byeenkoms wat dan later in die jaar plaasvind. Die geleenthede vind elke jaar plaas, en ek was gelukkig uitgenooi om die geleentheid te open, en dit was 'n heerlike dag vir ons ouer mense van die dorp. So, om het beter te verstaan, dit was eintlik 'n tipe van 'n uitdinge. Nou moet ons almal agter ons dorpspan skaar vir die volgende ronde. Presies net so. Ja, het ons al 'n idee van wanneer min of meer dit gaan plaasvind? Ek kan nie vir jou 100% seker sê nie, maar verlede jaar weet ek was aan die einde van die jaar toe het dit plaasgevind, ook in Oudtshoorn. Vroeër jare het dit natuurlik in ander dorpe gebeur, maar ek praat onder korreksie, maar ek dink dit gaan 2 jaar in Oudtshoorn dan nou plaasvind. So die einde van die jaar behoort weer hier te wees. Okay, ek sien uit daarna. Nou, iets anders nader, closer to home, soos hulle sê, is die skoonmaak van die Groblaars rivier. Die Groblaars rivier projek. Nou, vertel ons 'n bietjie meer daaroor, wat gedoen is, wat ons as Jan Alleman moet doen om te verseker dat die rivier skoon bly, en hoe kan ons met die munisipaliteit saamwerk? Ja, dit is 'n projek wat my nog die hele tyd geplaat. Ek bly naby die rivier in die eerste plek. En dan elke slag as jy oor die hangbrug se bruggie ry, nie oor die hangbrug ry nie, dit doen jy nou nie, maar die brug by in Kerkstraat, dan dit was 'n vervalle storie. Almal koop natuurlik nou nie my weergawe nie, want toe het ons nou aansoeke en 'n permit gekry om die rivier skoon te maak. Die beginsel van dit kom daar uit dat 'n munisipaliteit is verantwoordelik vir veral 3 spesifieke hoe kan jy sê
wat hulle moet doen, prioriteite. Die eerste ding is om die publiek se eiendom te beskerm. Dis 'n funksie van die munisipaliteit. So met ander woorde, as die rivier afkom en hy beskadig 40 huise wat nou gebeur elke slag, min of meer die laer gedeelte van Oudtshoorn, dit is ons verantwoordelikheid. Wat doen die Oudtshoorn munisipaliteit om te verhoed dat dit oor en oor gebeur? In die tussentyd het die versekeringsmaatskappye by die vorige vloed die mense wel uitbetaal, maar saam met daai uitbetaling het hulle 'n skrywe ontvang om te sê, meneer, jy is nie meer by volgende skade gedek nie. So dit laat die onus rus op die munisipaliteit. Ek bedoel, dit is as die munisipaliteit sy rivier nie skoon hou nie en die publiek kry skade, natuurlik is daar eis volgens my wat kan ingedien word. So dit is ons eerste prioriteit. Die tweede prioriteit wat ons het is belastingbetalers betaal vir ons infrastruktuur. Nie die munisipaliteit bestuur maar nie die belastingbetalers se geld. En as ons bruggies elke slag verspoel en oorspoel en so aan en ons moet elke slag werk doen aan dit kos die belastingbetaler geld, so ons het weer eens 'n verantwoordelikheid as 'n munisipaliteit om die belastingbetaler se geld reg te spandeer en seker te maak dat ons infrastruktuur nie beskadig word nie. Die derde ding is natuurlik die veiligheid van Oudtshoorn se mense. Dis die munisipaliteit het ook 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat ons inwoners veilig is. So booswigte breek in die areas Wesbank en so aan hardloop hulle in die rivier in. Daai rivier was so oorgroei en natuurlik nog steeds gedeeltes dat die polisie en niemand kon daar ingaan om dan nou die booswigte te kry nie, want dis 'n oerwoud. So dis die ander rede hoekom 'n munisipaliteit daai verantwoordelikheid het. Ons het toe aansoek gedoen vir 'n permit, ons het die permit gekry. Die permit was ongelukkig nou uitgereik net voor Desember, toe sit nou toemaaktyd en hy het verval die 28ste Februarie. Ons het 'n groot gedeelte van die rivier skoongemaak. Nou net ook om daarom die mense gerus te stel. Die munisipaliteit het spandeer R110,000 die stuk tussen Kerkstraat en Bloemstraat. Al die ander werke wat verrig is, het die publiek self bygedra. Dis verskillende borgskappe wat ingekom het en so aan van die mense by die mall, almal het beginne gelde insit en dit is hoe ons toe nou die projek kon verder vat en so aan. So die munisipaliteit se gedeelte was baie gering en ons het toe nou nie die projek is nog nie klaar nie. Daar het toe natuurlik nou mense klagtes gaan lê by natuurbewaring, by omgewingsake, by die polisie, by die groenvalke. Daar's 'n hele klomp plekke waar daar natuurlik nou klagtes gelê is, laat ons nie die permit nagekom het nie, wat natuurlik absoluut vals is. Die permit is nagekom, die permit se uitreiking sê uitdruklik dat jy mag skoonmaak of per hand of met hand en masjien of dan nou met masjien, en dit is wat ons nou gedoen het. Die feit dat BOCMA, wat nou staan vir die Breede Rivier Olifants Catchment Management Agency, hulle is gekonsulteer in die proses, want dit is wat die permit gesê het, jy moet met die plaaslike of met die agentskap van Departement van Water skakel. Ons het dit gedoen, ons het vir hulle die permit gestuur. Dit was hulle verantwoordelikheid om na ons uit te reik en te sê, hoorie, dit is wat die voorwaardes is binne in die ding. So ek voorsien nou nie te veel probleme wat dit betref nie. In die tussentyd het die departement ooreengekom dat ons dan nou 'n rehabilitasieplan voorlê en goed waarmee ons nou huidiglik besig is, en as dit uitgereik is, glo ek sal hulle die permit dan nou weer verleng sodat ons die hele rivier kan skoonmaak, want daar's verskriklike groot gedeeltes wat nog glad nie aangeraak is nie en ons gaan nie uitkom wat ons doel is nie. Ons wil 'n veilige omgewing skep vir die inwoners. So met ander woorde, die rivier moet skoon wees van Noordstraat tot by Rademeierstraat by die mall. En dan kan ons die rivier gebruik vir aktiwiteite soos byvoorbeeld landloop, fietsry, die vrou en die man kan met die kind in die pram gaan loop of met die hond gaan loop of wat ook al. Dis die idee van 'n veilige rivier en dat ons hom kan gebruik en so aan. Laat ons hom kan skoonhou, grasse sny en daai tipe dinge, want dit is 'n bate vir die dorp. Om 'n rivier deur jou dorp te hê is 'n absolute bate en ons moet dit benut en dit is graag wat inwoners ook wil sien. So ons hoop om binne die volgende paar weke uitsluiting te kry oor die rivier se skoonmaak. Nou ek dink al dis ook net betyds gedoen vir die groot winterreëns wat ons verwag. Oor hierdie week is daar 3 dae se reën voorspel. So ons behoort bietjie veiliger te wees.
sekere gedeeltes behoort veilig. Dit is nou die onveilige gedeelte, is juist dat die rivier is so pragtig skoon oor groot gedeeltes. Nou dit gaan beteken jou water vloei baie goed daarso, maar wat gebeur nou weer by jou opdamming? Daar waar juist die permit het juist gelees om alle obstruksies uit die rivier te verwyder. So daar's mos nou gedeeltes wat nog steeds obstruksies het wat natuurlik nog steeds weer chaos gaan veroorsaak. So ons hoop maar dit gebeur nie. Ja, wees net bedag op die feit dat die hele rivier nog nie skoon is nie, maar ons, soos hulle sê, we making progress to get there, om veiliger dorp vir ons almal hier te stel. Nou, ons was baie gelukkig as 'n dorp oor die afgelope week of wat, om twee ministers hier te gehad het. Die ene is 'n adjunkminister van menslike nedersettings, dis die nasionale adjunkminister, Thandi Mahambalala. Nou, sy was op die 13de Junie hier gewees. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Ja, die minister, die adjunkminister was hierso, sy was al vroeër ook verlede jaar by ons gewees, waar dit toe meer gekonsentreerd was op wat is die probleme in Oudtshoorn as dit kom by behuising en so aan. En hierdie was 'n opvolgvergadering na aanleiding van haar besoek verlede jaar waar ons nou wel klaar gemaak het om die modderhuise soos hulle die mathouses wat vervang is of wat ons het ander gebou, sy dit kom oorhandig en dan het sy ook die projek wat sy waar sy geld bewillig het haar departement om in Duiselsdorp ons noodbehuising te befonds en goed. So sy wil gaan kyk, het ons die noodbehuising wel toe aangewend, bestaan die huise wat sy gegee het en goed. So sy het daai besoek ook dan nou in Duiselsdorp gebring. Maar ons is dankbaar, daai minister is een van die ministers wat werklik doen wat sy sê sy gaan doen. En dan oor die afgelope naweek was ons ook baie gelukkig om die minister, dis die provinsiale minister the Minister of Cultural Affairs and Sport, hier te gehad het, dis minister Ricardo McKenzie. Hy het ook 'n toekenning of 'n skenking aan die dorp kom doen. Nommer 1, wat het hy hier kom maak en nommer 2, wat was die skenking? Ja, hy was tweeledig hierso. Hy die inheemse spele wat hy saam my geopen en dan die tweede rede hoekom hy het 150.000 rand skenking vir die munisipaliteit gegee vir sportgeleenthede. Hy het in totaal 650.000 rand geskenk vir die tuinroete munisipaliteite en waarvan ons toe 150.000 gekry het. En verder het ek mos nou met hom as ek dit nou kan noem, ek het hom versoek om my by te staan om Meiringspoort toe te kry vir die 11de Oktober en hy het onmiddellik ingestem en sy die hoof van die departement van vervoer of mobility soos hulle dit noem, minister Seleko se kantoor, sy hoof daar het onmiddellik vir ons toestemming gegee en die finale reëlings is getref so by verlede week oor hoe hulle die poort gaan toemaak. So dit is iets baie groots vir Oudtshoorn. Dit het nog nooit gebeur nie. Die dag toe ek sê jong, julle moet die poort toemaak, hier gaan iets gebeur. Toe sê hulle, hoor jy gaan jou lewe nooit die poort toe kry nie. Daar bestaan nie so iets nie. En toe het ek nou maar net stil gebly en goed, ek is nou maar een van daai, ek gaan eers probeer en dan kyk ons wat gebeur. So ek het dit reg gekry, die poort is toe vir die 11de Oktober. Waaroor ons baie bly is, dit is iets verskriklik vir die rus. Ek myself eintlik as 'n derrisser, ek is nie 'n Oudtshoorn nie, ek's 'n derrisser. So vir Oudtshoorn, vir die rus is dit verskriklik belangrik. Die hoeveelheid meer mense wat hulle kan huisves daai naweek gaan beteken dat Oudtshoorn en die hele omliggende gebied se gastehuise gaan vol wees. En dit bring net soveel meer ekonomie vir die rus. Ek bedoel, dit is ongelooflik hoeveel meer mense gaan 'n bord kos op die tafel kan sit oor daai naweek, want dit gaan nie net oor die Saterdag nie. Dit begin nou al vroeg in daai week waar die mense begin die voorbereidings en goed en mense jou besoekers ry eers Sondag terug huis toe. Nou net om vir u te herinner aan die Meiringspoort marathon vind op die 11de Oktober plaas. So maak gerus so 'n kringetjie daar in die kalender, oor in die knop in die oor daaroor, want ons wil almal daar wees en ons wil almal daar hê op die 11de Oktober. Maar jy het ook genoem van die inheemse spele wat plaasgevind het en waarby die minister ook 'n bietjie betrokke was. Vertel ons meer daaroor, waaroor gaan die Indigenous Games wat verlede week hier plaasgevind het?
Ja, net in oorhoofs te vertel dat ons is in die sportfees tydperk nou, dit het begin 2 weke terug, het eindig eers Oktober. Die inheemse spele is deel van die sportfees wat Oudtshoorn Munisipaliteit aanbied in samewerking met natuurlik die departement van Wes-Kaap. En die spele spesifiek gaan oor inheemse spele. So daar was 7 verskillende aktiwiteite gewees. Baie interessant, daar was touspring en dan is daar 2 deelnemers, dit is as 'n span. Ek is nou baie dom, as ek kan nou nie presies sê hoe dit werk nie, min of meer so iets, maar dit is verskriklik die talent wat daar uitkom, met wat ook al die kinders en die groot mense beoefen, want dit is nie net vir kinders, die ouderdom daar gewissel seker van 6 tot 70. So almal het deelgeneem aan dit met die verskillende aktiwiteite, en dan weer eens word daar uit dit ook dan nou weer mense gekies om dan nou op 'n nasionale vlak te gaan deelneem aan die inheemse spele. So uit Oudtshoorn uit word daar, want die inheemse spele is nie net uit Oudtshoorn gewees nie, dit was die hele tuinroete gewees. So al die 7 munisipaliteite het daaraan deelgeneem, en uit hulle word 'n tuinroete span gekies wat dan nou weer op 'n nasionale vlak gaan deelneem. So ja, ek en die minister het dit saam met my geopen. En hy was verskriklik geïnteresseerd in dit, want toe nadat hy was by die spele, die check gaan oorhandig en vir my gesê, hoorie, ek moet asseblief terugkom daar, ek wil kyk wat daar aangaan. So ja, dit is iets baie interessant. Ja, nou, ek is baie geïnteresseerd in die inheemse spele. Was daar baie kinders betrokke geweest, want onthou, deesdae sê mense, ons wil hê die kinders moet weer gaan kennetjies speel en weet, gaan touspring en so aan, en wegkom van die elektroniese speletjies af. So, was dit 'n bietjie van 'n trekpleister vir kinders? Of vir jonger mense? Nee, absoluut. As ek, mens kyk ons nou maar na 'n paviljoen, as jy dit so kan noem, en ek wil amper 'n skatting maak dat 75% van die deelnemers was jonk, en baie jonk. So nee, verseker, is dit definitief iets wat die kinders getrek het. So dit klink asof dit gaan groei in die toekoms hier in die tuinroete. Nou net 2 of wat maande gelede was ek betrokke daar by 'n kankerbewusmakingsdag by die munisipaliteit. Nou ek sien hierso dat ons 'n kankerstap op die 20ste September, maar ook dan 'n golfdag die dag voor dit. Gaan hê. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor en hoe raak mense betrokke, en sê sommer vir ons wat is die voorgee, want ek gee voor, ek speel golf. Gavin, ja, die golf, onthou nou ons die munisipaliteit of my kantoor, ons is baie kanker gedrewe, dit is nou die projek wat ons nou aanpak, is kanker, en ons het nou die kankerdag gehad, en nou beplan ons daai datums wat jy gegee het, 19 en 20 September, die 19de die golfdag in samewerking met die weermag. Hulle is heeltemal saam met ons op die wa geklim, so hulle gaan deel uitmaak van die golfdag, en hulle gaan natuurlik al hulle groot generale en so almal gaan daai dag in Oudtshoorn wees. Hulle beplan die Vrydag aand met 'n prysuitdeling en so aan. Ek sal, soos die tyd nader kom, sal ons weet meer inligting gee rakende daai dag, en aan die volgende dag het ons natuurlik ons groot kanker stapdag en so aan, wat ons ook later dan nou meer besonderhede sal gee. Ja, nou, om mee af te sluit is 2 sake wat vir my veiliger laat voel as 'n inwoner van Oudtshoorn. Nommer 1, die uitpassering van 20 wetstoepassers wat gisteraan plaasgevind het. Hoe was die aangeleentheid geweest? Nee, dit was baie goed. Dit was geopen deur minister Andrew Maree. Sy was hierso met dit geweest. Die jong mense word opgelei en befonds deur die departement, die stad Kaapstad lei hulle op. Dis 'n program wat gehardloop word deur die departement van Wes-Kaap se polisieeringsgedeelte. Dis hoekom sy was minister Andrew Maree, en hulle het reg oor die provinsie het hulle toedelings gemaak vir wetstoepassers. So Oudtshoorn het op die ou ene 20 opgeleide wetstoepassers wat hier opgelei is, wat nou inskakel by die munisipaliteit, en hulle het 'n 12 maande kontrak wat hulle dan by die munisipaliteit gaan werk onder die Wes-Kaapse regering se begroting, as ek so kan sê.
Ons hoop ons kan die jong mense inneem volgende jaar, maar ek bedoel dit is nou maar prosesse wat deur die munisipaliteit nou gedoen moet word. Want dit gaan ons baie help. Ek bedoel ons het 'n groot tekort as dit kom by wetstoepassing en Oudtshoorn en ons hoop ons gaan baat vind by die jong mense. Hulle almal lyk fiks en fris en so aan, so baie van ons probleme kan ons dalk opgelos kry. En dan die tweede rede hoekom ek 'n bietjie veiliger voel is die weet dat daar 2 van ons verkeersbeamptes, provinsiale verkeersbeamptes hier rondom Oudtshoorn, dis nou Paul Stassen en Jean-Pierre Viviers, is wat jy weet, hulle die ekstra myl letterlik geloop om seker te maak dat nie net ons hier in Oudtshoorn maar in die tuinroete 'n bietjie veiliger is. Vertel ons 'n bietjie meer oor wat daar gebeur het, maar ook wat die impak daarvan kan wees moontlik. Ja, wat gebeur het is 'n persoon is aangeval met 'n mes en die beskuldigde of die gevonniste persoon kan ek nou sê, het die persoon in die motor gelaai en toe hulle was so oplettend geweest om te sien die kar ry nie reg nie en die motor of die motor van die pad afgetrek en toe gesien daar lê 'n persoon wat baie in 'n erge toestand is. Die persoon is toe ook in die motor by hulle oorlede, maar hy kon nog laaste woorde sê en as gevolg van hulle optrede is die persoon toe nou skuldig bevind in die Oudtshoorn Landdroshof en hy ek neem aan, seker Streekhof, hy is toe nou gevonnis, 'n 25 jaar vonnis gekry as gevolg van hulle oplettendheid. So dit is ek is verskriklik dankbaar dat ons mense, verkeersbeamptes het wat nog so oplettend is en hierdie tipe dinge kan uitwys. Ek kan nie my indink wat sou gebeur het as hulle nie daai voertuig afgetrek het nie of waar ooit 'n oplossing vir die moord sou gewees het nie. Absoluut. So ons is baie dankbaar vir hulle. Ja, dis dan 'n gesprek hier vandag saam met my Gavin Arends en ons burgemeester hier by Oudtshoorn, meneer Johan Allers. Ons sien julle weer volgende keer, maar net voor ons totsiens sê, as daar mense is wie in aanraking met u wil kom oor enige van die dinge waaroor ons gesels het vandag of het sy dit oor iets anders is. Hoe kom mense in aanraking met die burgemeester? Ja, Gavin, as ek net kan byvoeg, want dit was die week die groot hoe sê mens topic van Oudtshoorn was die events, want dit alles in Oudtshoorn gaan maar oor events en dat laat mense nie verstaan wat is 'n event nie en definisies soek daarvoor en baie het ingebel om te sê maar ek het sommer by my huis 'n groot partytjie, is dit nou ook. Die oomblik as iets persoonlik is in jou eie privaat omgewing en jy nooi privaat mense, is die verantwoordelikheid wat by jou huis gebeur jou eie verantwoordelikheid. Maar die oomblik as die publiek toegang het tot die perseel of maak nie saak wat dit is nie, dan raak dit amper 'n munisipaliteitsverantwoordelikheid. So die munisipaliteit moet seker maak dat al die wetgewing in plek is, brande en al daai as daar gasbottels is ensovoorts. So iemand wat reeds 'n event perseel het, dit is wat jy doen. Jy doen troues en so aan. Jy hoef nie nou weer nie, want daai persone het reeds mos al die lisensie nodige permitte, sertifikate en wat nodig is. Maar iets wat anderster is. As jy 'n kerk hou, kerk is jou hoofdoel, jy hou kerk Sondag, dan het jy nie 'n permit nodig al van die kerk 1000 mense. Dit is jou normale elke dag lewe wat jy doen. Maar die oomblik as die kerk Saterdag 'n bazaar het, dan verander die ding. So met ander woorde, die oomblik as daar 'n ander verandering inkom in jou gewone loop van die lewe, dan raak dit 'n event, want nou gaan die publiek, dit is nie meer die gewone lidmaat van die kerk Sondag in die kerk nie, is nou mense van die publiek wat wil inkom. En nou is daar gasbottels, mense bak pannekoek en al, so daar's 'n gevaarrisiko wat kan ontstaan en dit is hoekom dit belangrik is om die aansoek te doen vir die events. Dan die ander ding hoekom dit ook belangrik is, daar gebeur mos nou ander dinge ook. So met ander woorde, daar word rugby gespeel op soveel rugbyvelde. Daar's 'n eventskomitee elke middel van die maand om juist die dinge uit te skakel. Jy kan by jouself indink as jy 'n ouer is en jy sit nou by 'n skool in Wesbank Laerskool, die kinders speel rugby en hier val jou seun nou hier voor jou neer hier op die gras. Dit lyk of hy 'n nekbesering het. En ewe skielik vra hulle ambulans, dan sê hulle nee, die ambulans staan by gimnasium. Dan sê hulle maar hoor die ambulans by gimnasium is nou reeds weg met 'n pasiënt ergens heen. Ek bedoel, wat gaan jy as ouer doen? Jy gaan hysteries raak. Dieselfde geld dat kan ons die oomie wat hier af in die straat bly, sorry dat ek nou die woord oomie gebruik, 'n persoon af in die straat
wat nou verlede week gou 'n noodhulpkursus doen het, kan hy nou die dekkansering kan hy die nekbesering hanteer van die kind wat nou daar lê, byvoorbeeld. Gaan jy as ouer gelukkig wees met dit? En dit is die vraag wat ons as publiek moet vra voor ons oordeel oor die tipe dinge. Daai wenskomitee en Irene Magas is ons bestuurder daar wat oor hierdie dinge is en gaan deur die prosedure en sy gaan seker maak, meneer, het jy die regte mediese personeel op die terrein en al daai tipe dinge. So dis net vir almal se veiligheid, dis nie 'n geldmakery nie. Die munisipaliteit kry nie geld vir die storie nie. Ons wil net seker maak dat daar nie dinge gebeur en ons was nie voorberei op dit nie. En nou, ja, bygesê, as jy dan event beplan, moet jy ook dan betyds seker by die munisipaliteit uitkom. Dis reg. Vir permissies. Ja. Ja, waarna kyk ons in terme van tyd, hoe lank voor die tyd moet jy met die munisipaliteit in aanraking kom? Ag, verkieslik moet jy daarom begin so 2 weke voor die tyd, want daar's geen manier, hoe wil jy nou op jou eie beplanning 'n ding doen 2 dae van nou af? So, as jy begin betyds, dit gee al die personeel die geleentheid om dinge in plek te kry, en as daar iets is wat jy spesifieks doen, want alles is nie dieselfde nie. 'n byeenkoms by 'n skool is anderster as wat ons die myl het wat ons in die strate hardloop. Daar het die verkeer nodig, die ander een gaan nie verkeer nodig hê nie. So elke event wissel van wat is die benodighede. So gaan maar betyds sodat Irene hulle vir julle kan vertel en sê wat is by jou spesifieke event, wat kort jy en wat moet gedoen word, en dan gee dit jou tyd om dit reg te stel en seker te maak dat jou event in plek is, dat jy nodige versekerings het ensovoorts. Nou ja, daar het jy dit nou, as jy met Irene of enigiemand anders by die munisipaliteit in aanraking wil kom. Hulle nommer daar is 044 203 3000. Nou as jy aan die burgemeester direk 'n e-pos horig, hy is Allers, dis ALLERS @oudmin, dis oudtmin.gov.za. En dis hoe jy met ons in aanraking kom, met die munisipaliteit en die burgemeester in aanraking kan kom. Burgemeester, baie dankie vir die geselsie vandag. Ons maak weer so volgende week. Ja, Gavin, baie dankie. Vandag was 'n klomp goed gesê. Baie inligting, so ek hoop dit bereik die mense en hulle sien die positiewe dinge wat hier uitkom by jou gesprekke. Baie dankie.